alle groot projekte in die lewe het jy 'n plan nodig. As jy dalk 'n huis bou of 'n strandhuis bou, 'n groot staalprojek, 'n afdak of 'n motorhek, het jy tog 'n mate van 'n plan nodig. Dit verstom my dat as dit by finansies kom, dat mense nie 'n finansiële plan het nie. Vandag gesels ons oor 3 tipe finansiële planne wat beskikbaar is. Welkom terug by 100voudig. Hier praat ons oor finansies en 'n koninkryke impak wat ons kan doen met ons finansies. Laasweek het ek julle uitgedaag om groot planne vir 2025 by die voete van die Here neer te sit. En ek is opgewonde om te sien hoe dit ontwikkel. Hierdie sessie is met die doel om daai planne verder te ontwikkel in 3 verskillende planne wat ons na gaan kyk. Die 3 planne waarna ons kyk is veilig, gemaklik en ryk. As julle so getrou was om julle beplanning vir 2025 voor die voete van die Here te sit, dan moet ek ook met julle deel wat is my plan en my strategie met hierdie kanaal vir die volgende jaar. In Januarie sit ons uit vir finansiële doelwitte, ons kyk na strategieë en finansiële planne vir die jaar. Februarie basiese begroting beginsels, Maart maand gaan ons praat oor spaarstrategieë, April skuldbestuur, in Mei beleggingsbeginsels, in Junie finansiële beplanning vir paartjies, ons gaan 'n bietjie met getroude paartjies gesels en ek sal my vrou ook betrokke maak. Julie is dankbaarheid, Augustus genadegawes en gee, kragtig om te gee. September is finansiële disippelskap, Oktober aftreebeplanning, November rykdomsbou en erflating, in Desember kyk ons na jaareinde hersiening en hoe dit uitgespeel. So as enige iets hier op hierdie lys vir jou opgewonde maak, dan nooi ek jou uit, teken aan en stap hierdie jare pad saam met my. Dit sal lekker wees. So vanoggend kyk ons na 'n veilige plan, 'n gemaklike plan en 'n ryk plan. En hoe lyk dit? En op die einde van die dag, die keuse is in jou hande. Jy kan kies wat se plan. Maar dit verstom my dat mense glad nie 'n plan het nie. En tog gaan jy met finansies deur die lewe gaan. Elke dag, elke maand, elke jaar, vir die res van jou lewe gaan finansies 'n groot rol in jou lewe speel. En dit is baie belangrik om 'n plan neer te pen, sodat jy kan bepaal wat wil jy bereik, waantoe is jou pad. Want as jy nie beheer van jou finansies neem en vir hulle sê waantoe met jou finansies gaan nie, gaan hulle net gaan waantoe hulle wil. Is dit nie die waarheid nie? Jy het nie al geld ingekry en voordat jy jou oë uitvee, dan is dit net weg. Is omdat jy vir daai finansies nie 'n rigting en 'n doel gegee het. Wat moet hulle vir jou bereik volgens jou strategie en jou plan? So die eerste een waarna ons kyk is 'n veilige finansiële plan. En net soos dit sê, dit is net 'n veilige plan wat na al jou basiese behoeftes en jou gesin se basiese behoeftes kyk. Dit dek skoolfooie, dit dek jou behuising, jou elektrisiteit en jou water, sorg dat almal eet, almal is mooi aangetrek en dit gee jou ook 'n spasie vir as daar 'n krisis is, sodat daar ekstra fondse sal wees om daai krisis te beheer. So hierdie is jou basiese en beginplan van jou finansiële beplanning. Net 'n basiese, dit sal nou verg dat jy gaan sit en gaan kyk net deur jou bankstate, gaan kyk net waarop spandeer jy geld. Ons praat nie van uit eet nie, ons praat nie van die vakansies nie, ons praat nie van daai lekker bederfies omdat jy hard werk en jy dit verdien nie. Ons praat ook nog nie van regwaar spandabel gee en offer vir ander mense nie, of vir ander bedienings nie. Hier gesels ons net wat sal jou basiese uitgawes in 'n week of 'n maand dek. Net 'n basiese plan. Die veilige finansiële plan is 'n plek waar rykdom nie gejaag word nie, waar jy die Here vertrou net om jou basiese behoeftes te bedek, sodat jy en jou gesin versorg word, jy het 'n huis, jy het voedsel, jy het klere, al die basiese behoeftes is gedek. Versekering is in plek vir tye van nood en daar is 'n spaarfonds vir krisistye. Wat sê die woord oor 'n veilige finansiële plan? Spreuke 30, ek lees vanaf vers 8.
Hou valsheid en leentaal ver van my af. Gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Vers 9. Dat ek nie as ek oorversadig word het, U verloon nie en sê, wie is die Here? En dat ek nie as ek arm geword het, steel en my aan die naam van God vergryp nie. Die gedagte van Spreuke 30, dink ek, is wat baie mense ook op hulle harte het, is Here, moenie laat ek ooit sukkel en moet gaan bedel vir kos, of in 'n situasie kom, waar ek ander mense in die gesig moet staar, omdat ek nie kan voorsien vir my en my huishouding nie. Laat ek nie 'n tekort het nie, maar Here, moet my ook nie laat my beker so oorloop, laat ek U verloon en my vertroue op geld sit en van U vergeet nie. Ek dink baie mense is op daai plek en daar's geen probleem met dit nie. Die Here sal jou getroue rentmeesterskap seën en bless in dit wat hy in jou hand gesit het. En die woord beloof op baie plekke dat hy ons nie sal begewe nie, en hy sal ons nie verlaat nie, en hy sal nie laat ons skaam of honger kry nie, en is dit nie Papa Vader se hart nie. Die tweede plan wat ons bespreek is 'n gemaklike finansiële plan. Soos die woord ook sommer klink, is 'n gemaklike, is gerieflik. So, dit dek jou basiese behoeftes, jou en jou gesinsin, en dit laat toe vir ekstra. 'n Ekstra wegbreek, 'n ekstra helpende hand. Dit sit jou in 'n posisie dat jy nie soveel keer oor finansies bekommerd te wees nie. Jy is gerieflik. Jy kan maklik projekte aanpak, jy kan maklik iets wat jou hart begeer aankoop. Jy het plek om goed te belê, in 'n goeie portfolio op te bou, en dan ook as mense jou nader vir finansiële hulp, hoef jy nie vreeslike somme te gaan maak nie. Die fondse is beskikbaar en dit kan net beweeg na goeie werk toe vir die koninkryk van God. Ek dink baie meer mense lewe in hierdie gemaklike finansiële plan as wat hulle sou sê. Maar begeertes van die hart en 'n dryf vir nog, maak laat dit wat die Here vir ons toevertrou het, laat ons dit so spandeer op onsself en ons eie begeertes, dat ons die seën en die guns op ons finansies partykeer miskyk. En ons sien die halwe leeg glas en nie 'n halwe vol glas nie. Ons kom niks tekort nie. Die Here se hand van goedheid en guns is op ons. Ons het finansies om krisisse makliker te hanteer, om daai ekstra uitstappie te gaan doen. Ons lê en rol nie regtig waar rond vir geld nie. En die guns van die Here is op ons. Maar ons is al so deur die wêreld gebreinspoel, dat ons net nog en nog wil soek. En oor dit maak dit dat ons harte hard raak. En ons sien nie meer die ware guns van ons finansiële gemaklikheid nie. Wat sê die woord oor gemaklike finansiële plan? Ons lees uit 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. Die woord van die Here hier in Timoteus vertel vir ons dat die rykes hulle geld goed moet bestuur. So die mense wat meer as genoeg het 'n verantwoordelikheid om goeie werke ook te doen. En is dit nie 'n goeie manier om die Here ook te eer met dit wat jy te veel het nie? Die ou mense het altyd gepraat van my beker loop vol. So my koppie wat ek drink, wat genoeg is vir my, maar daar's nog genoeg. Hulle drink sommer uit die piering uit. So hierdie oorige finansies kan vir goeie werke kom as jy dit in die hand van die Here sit. En hier is die doel ook. En dis wat op my hart is, om ons wêreldse finansies stelselmatig in die hemelse beleggings in te druk. Want wat help dit, jy kom aan die einde van jou lewe, en jy het al die weelde,
en jy het al die finansies, maar jy kan niks saam met jou vat in die ewigheid saam met God nie. Gee jou finansies vir die Here. Here, hoe moet ek dit vir U bestuur? Here, wat kan ons vir die koninkryk bereik met dit wat U my toevertrou het? En stelselmatig, deur sy wil en deur sy roeping op jou lewe, kan jy daai fondse kanaliseer, soos wat die skrif sê, vir groot rykdom en skatte wat ons wegsit in die hemel, vir ewig, en nie net hier op aarde nie. Die laaste plan is 'n ryk finansiële plan. Dis nie wat die Here sê nie, dis sommer net op my aard. Ek dink sekere mense het net 'n roeping op hulle lewe om hierdie soort guns te beleef in hulle lewe. En dis amazing. Ek dink as jy so geroepe is, dan het die Here regtig waar guns op jou lewe en hy wil iets groots vir die koninkryk deur jou doen. 'n Jammerte is net party mense mis dit, dink dis uit hulle goeie en harde werk en uit hulle eie handewerk uit en hulle verspil en verspeel dit en hulle gebruik die fondse nie vir die koninkrykie maar vir hulle eie gewin en hulle eie genot en dis so jammerte want daar is soveel mense wat uitmis op die seëninge en sê die woord nie dis meer geseënd om te gee as om te ontvang nie soos wat ons gesê het om daai fondse vir die koninkryk te gebruik en in hemelse skatte vir jou weg te bære. Dit maak my opgewonde. Ryk finansiële planne is nie soos baie mense dink, is mense wat dit geërf het, of mense wat gelukkig is, lotto gewen het nie. Nee, 80% of meer is dit mense wat regtig vir hard gewerk het, wat iets in die mark gesit het, wat 'n groot impak in ons wêreld gehad het. Entrepreneurs, gedagtes wat die Here vir hulle gedeponeer het en hulle het net die mark geskit. Het ook op die regte tyd belê, die regte keuses gemaak. Hulle was seker 'n bietjie gelukkig geweest, maar daar was guns van Here. Die mooiste ryk finansiële plan wat jy sal kry is iemand wat dit wel bereik het en die eer vir die Here gee. Wat nie homself die krediet gee nie, maar wat hand opsteek en sê, dit wat ek het, dit wat ek bereik het in my lewe, kom van die Here af en ek eer hom daarmee. En dan ook om daai finansies in die koninkryk te spandeer vir God se glorie en nie sy eie nie. Dit is amazing en ek eer elkeen wat dit doen. Almal wat geroep is vir die ryk finansiële plan kan die grootste impak in die koninkryk hê as dit reg bestuur is. En hulle is regtig geroep om amazing rentmeesters te wees in ons wêreld. En ons lees in Spreuke 10 vers 22, die seën van die Here, dit maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Daar lees ons dat dit is guns van die Here en maak nie saak hoe hard jy werk nie, jy kan niks daarby voeg nie. Dit was die beweging in die hand van die Here oor jou lewe. En my gebed is regtig waar, as jy in daai posisie is, dat jy groot impak vir God se koninkryk het met jou finansies. Hier kom die challenge vir die week. Ons het gesels oor die 3 finansiële planne wat beskikbaar is. 'n veilige, 'n gemaaklike en 'n ryk finansiële plan. En hoe lyk dit in jou finansies? Ek challenge jou hierdie week, gaan sit en ontleed jou finansiële state, gaan ontleed jou bankstaat, gaan kyk 'n bietjie op jou apps, wat gaan waar af? Hoe gaan so 'n finansiële plan lyk, sodat jy veilig kan wees, sodat jy gemaklik kan wees, en dalk ook as die Here 'n guns op jou lewe sit om ryk te word. Ek challenge jou om so 'n plan op te stel in die volgende week. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit graag met 'n vriend, en as jy ook die uitdaging van die week aan iemand anders wil stuur en hulle ook uit te daag om 'n bietjie na hulle finansies te kyk, doen dit met graagte. Dan net ter afsluiting wil ek sê, die einddoel van finansies is nie om ryk te word nie. Die einddoel is om dit wat die Here in ons hande gesit het, net goed te bestuur en goeie rentmeesters te wees. Om ingestel te wees vir die Here se stem, om te doen wat op sy hart is en nie ons eie nie. Sodat ons net 'n kanaal kan wees, waardeur hy finansies met vertroue deur ons
kan beweeg in sy koninkryk uit, sodat ons sy hande en sy voete kan wees, en dit sal my altyd opgewonde maak, en dit is hoekom ek doen wat ek doen. So vir elkeen wat hierdie week gaan sit met sy planne, en hierdie strategie vir 2025 wat die Here dalk vir jou gesit het, deur hierdie filter sit van die 3 planne, dan voel ek gemaklik om te sê 2025 gaan 'n goeie jaar wees. My vrou het 'n opmerking gemaak en ek hou daarvan en ek deel dit graag. As jy nie iets verander of 'n ander plan of strategie in plek gaan sit nie, gaan 2025 nie 'n nuwe jaar wees nie. Dit gaan net nog 'n jaar wees. En kom ons verhoed dit. Kom ons bring die Here in ons planne in en ons vertrou vir groot dinge in 2025. Net ter afsluiting wil ek vir ons 'n gebed doen. Dankie Here Jesus vir elkeen wat geluister het na die boodskap. Here, dankie dat ons die waarheid, u woord kan lees en kan ervaar. Dankie Here dat u met elkeen praat oor sy finansiële plan vir 2025. Here, dit wat hulle by u voete bring, dat u dit sal ontwikkel met u wysheid en u insig. Vader, ek bid ook dat u elkeen sal aanraak wat op u hart is vir 2025, waar hulle finansies in u koninkryk moet spandeer en waar daai fondse moet beweeg. Dankie Here vir insig en wysheid van u af vir elke ene. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat julle geluister het. Ek hoop hierdie week is geseënd vir julle en sien gou weer. Welkom terug by 100voudig. Laas weer, nee, moenie sê nie. Los die Welkom by 100voudig. Kom ons maak dit so breed. 'n gemaklike, 'n veilige en 'n ryk plan. Nee, want jy het dit omgery. Hoekom ry jy dit om? Opgewonde om te sien of jy dit gedoen het en nee. Wat vind met hierdie plan? Ons noem hom sommer back to basics. Nee, het staan nie daar nie. So hoekom sal jy hom back to basics? Ek verstaan nie. Lees jou notas.